Prys die naam van die Here, want hy is goed. Ek wil vanmôre met u praat uit die woord van die Here en met u saam lees, en ek glo vanmôre gaan die Here vir iemand iets doen. Ek glo vanmôre gaan die Here iemand help vanmôre, en ek ervaar dit waar die vyand leuns oor iemand se geestelike lewe gebring het in jou gebedslewe, waar jy voel dat die Here hoor nie, en die Here verhoor dalk nie, of sien die Here my raak, en hoekom gaan ek deur hierdie goed, dat die Here vanmôre vir jou 'n strategie gaan gee, of iets gaan oopmaak, sodat jy gaan opstaan in die krag van die Here, en vanmôre anders dit sal begin bid. Ek glo met my hele hart, gebed verander sake. Gebed het krag, daar is krag in gebed. Die woord van Here sê die gebed van die regverdige, die vurige gebed van die regverdige dra groot krag. Hy sê Elia was 'n mens net soos ons gewees, en hy het gebid dat dit nie moet reën nie, en dit het vir 3 jaar nie gereën nie. En hy was 'n gewone mens, en hy het nie 'n fantastiese gebed gebid nie. Sy gebed was: so waar as wat die Here leef, die God voor wie ek staan, dit sal op hierdie aarde nie reën, behalwe op my woord nie. Dit was sy gebed gewees. So hy het nie urelang gebid en gehuil en gesoebat en gesmeek nie. Eerstens het hy geweet wie sy God is. Hy het geweet wie is saam met hom, en hy het nie uit vanuit 'n plek waar hy voor God staan tot sy omstandighede gebid. En ek wil hê jy moet hierdie prentjie sien. Kom ons gaan lees uit die woord van die Here uit vanmôre. Uit Romeine hoofstuk 8 vanaf vers 31. Ons het nou die dag ook uit hierdie gedeelte uit bedien, maar vanmôre praat ons oor 'n ander gedeelte by dieselfde gedeelte uit. Romeine hoofstuk 8 vanaf vers 31, baie bekend. Hy sê vir ons: wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Ek wil hê jy moet vanmôre dit duidelik maak, weet en dit vasmaak. Skryf dit neer, skryf dit op jou hart neer, skryf dit in 'n boek neer, skryf dit enige plek neer waar jy dit kan sien. God is vir jou. Moenie dat die vyand vir jou 'n vraagteken bring wanneer goed verkeerd loop. Ek weet nie of God my hoor nie. Hoekom laat die Here hierdie goeters toe, en al hierdie 10.000 vrae waardeur ons gaan wanneer goed verkeerd loop. Goed gaan verkeerd loop. Dit beteken nie God is nie vir my nie. Dit beteken net dat ek lewe en ek haal asem. So as jy asemhaal en as jy lewe, gaan goed verkeerd loop. Ons weet nie wat môre inhou nie. Ons het met mense te doen, ons het met 'n wêreld te doen, ons het met 'n feilbare stelsel te doen, maar ons het met 'n onfeilbare God te doen. So ek wil hê jy moet dit vanmôre vasmaak. God is vir jou. Hoekom? Want jy het jou hart vir hom gegee. Jy het jou lewe aan hom toevertrou, en jy is duur gekoop. Jy behoort nie meer aan jouself nie. Woord van die Here sê, weet jy nie dat jy is duur gekoop, nie deur goud of deur silwer nie, maar deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Jy is God se kind, gekoop met 'n prys, en God is vir jou. En as hy dit vir jou gedoen het, as hy vir jou Jesus die beste gegee het uit die hemel uit, sodat jy versoen kan wees met hom, beteken dit hy is vir jou. En hy sal altyd vir jou wees. Dit beteken nie hy gaan altyd oor alles saamstem wat jy doen nie, maar hy is vir jou. So, God kom nie altyd in agreement met al my nikke en grille nie, but he's for me, en selfs in dit wil hy my help om nie nikke en grille te hê nie. So weet dit vandag, moenie laat die vyand jou laat twyfel oor God se hart nie. God is vir jou. Hy sê, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons alles ook genadiglik skenk nie? So as hy nie sy seun teruggehou het nie, hoekom sal hy nie vir my alles gee wat ek nodig het om vir hom te kan leef nie?
Dit beteken nie alles kry wat ek graag net wil hê, punt nie. Dan mis ek hierdie ding. Maar hy sal vir my alles gee waaroor hierdie hoofstuk gaan. Alles gee wanneer daar storms kom, sodat ek kan oorwin. Alles gee wanneer ek teëspoed, wanneer daar honger kom, wanneer daar nood kom, wanneer daar swaard kom, wanneer daar beskuldigings kom. Hy sal vir my alles gee, sodat ek in dit alles 'n oorwinnaar kan wees. Hy sal vir my alles gee, sodat die vyand my nie ondergang kry nie. Hy gee vir my lewe en oorvloed van lewe. Hy sê dan, wie sal 'n beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, nog meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Dankie daarvoor. Dankie dat Jesus vir my elke dag intree. Dit beteken hy is vir my en hy is nie teen my nie. Hy tree vir my in. Op die vorige gedeelte sê dat die Gees tree vir my in ook met onuitspreeklike sigtinge. Hier sê hy dat Jesus tree vir my in. So ek het Jesus en die Heilige Gees wat elke dag vir my voorspraak maak by die Vader, en dit beteken, en God, hy sê, en die Vader wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling is van die Gees, omdat hulle ooreenkomstig sy wil. So dit is sy wil dat dit moet gebeur. Hoekom? Want ek gaan dit nie sonder hulle kan maak nie. So jy moet dit vandag verstaan, maak nie saak waardeur jy gaan nie, God is for you. And He will give you everything so that you can be victorious. Hy sê, wie sal ons skei van die liefde van Christus? En dan maak hy dit, verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard. Niks waardeur jy kan gaan, kan jou skei van die liefde van Christus nie. Hoekom nie? Want die God is vir jou. Nothing can separate you from the love that God has for you. En dis waar die vyand wil kom, wanneer ek deur storms gaan en sê, ja, dalk het jy iets verkeerd gedoen, dalk is God nou kwaad vir jou, dalk het God sy gees van jou af onttrek, of dalk hierdie ding, dalk daai ding, en dan begin ek te twyfel in die bonatuurlike werk wat God in my lewe begin het, maar die woord sê, hy wat die werk in my begin het, is ook getrou en regverdig om dit te volëindig. Getrou en regverdig. God is always faithful. Hy is altyd getrou en hy is altyd regverdig om dit wat hy begin het in my lewe. Hy gaan my nie nou red en my net los nie. Al is daar verdrukking, al is daar honger, al is daar vervolging, al is daar swaard, niks kan my skei nie. Nothing can separate me from the love of Jesus Christ. Niks waardeur jy gaan vanmôre kan jou van hom af wegvat nie, want hy hou jou in die palm van sy hand. So jy moet dit vanmôre verstaan, dat jy is in Christus Jesus verseël. Jy is in hom, en as sy woorde in jou bly, kan jy vra net wat jy wil. So ons moet net eers hierdie ding uit die weg uitkry. Hierdie leuns van die vyand, wat jy sê, ek weet nie of God my hoor nie, ek weet nie as ek nou van weet, ken God my hart nie. Ons raak ons so emosioneel, en dan probeer ons God oortuig, sê, ag Here, wil U my nie jammer kry nie, ag Here, wil U nie sien hoe ek kry swaar nie, maar God is al klaar aan my kant. Jy moet dit vanmôre verstaan, ek moenie probeer God kry, om nou in my kant te kom nie. He's already with me, He is already in my situation. Hoekom? Want hy het al klaar vir my begin intree. Hy sê, voordat jy vra, antwoord ek al reeds. So voordat jy kon begin bid het oor jou situasie, het God al klaar, en het die Heilige Gees al klaar vir jou ingetree. So die hemele is aan sy kinders se kant. God het jou in die palm van sy hand, en hy sê vanmôre vir jou, nothing will separate you from the love of Christ. Ons voel baie keer separated. En ek het dit na die dag gesê, jy kan nie jou eie emosies trust nie. Jou eie emosies is die laaste ding wat jy met geestelike goed kan vertrou. Jy kan nie. Jy kan nie jouself vertrou met geestelike goed nie, jy moet die gees van God vertrou met geestelike goed. Jy kan nie hoe jy voel 'n maatstaf maak van hoe goed God is nie.
Want dan vandag voel ek goed, so nou is God naby. Môre voel ek nie lekker nie, so nou is God ver. En nou voel ek weer goed, en nou het ek weer 'n awesome naweek in die kerk gehad. Nou is God weer, nou, God is good, pastoor, die Here is goed vir my. Hierdie naweek het ek 'n ontmoeting met die Here gehad. Volgende week gaan jy deur 'n storm. Pastoor, bid net saam met my. Dan is God weer ewe skielik ver. Ek weet nie of die Here my raak sien nie. Met ander woorde, God kom en gaan die hele tyd. Of God is saam met jou, of hy is nie saam met jou nie. En as ek in sy hand is, dan beteken dit een ding, dat hy vir my sal voorsien, maar dat hy ook aan my sal werk. So hy het my. So ek wil dit vanmôre oplos, dat jy moet weet, dat niks kan my van Jesus afskei nie. Jy moet fisies opstaan en wegloop van die Here af, voordat hy jou sal los. En dan selfs dan loop hy agter jou aan en hy los 99 en hy gaan al enetjie wat afgedwaal het. Ek wil vandag vir jou sê, jy moet daarom regtig droog maak dat God sy rug op jou sal draai. God is getrou. Ja, hy is 'n verterende vuur, maar jy moet regtig waar droog maak en teen God sondig en nie die Heilige Gees wil luister nie en die Here moet smaad voordat jy die verterende vuurkant van God sal ontmoet. Kom ons wees eerlik. Ja, hy is 'n verterende vuur. Vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Maar jy moet daarom regtig waar teen God se wil gaan, opsetlik sondig en die Here in die Gees van God smaad voordat jy daai deel gaan ontmoet. En dit beteken nie ek maak staat op grace is enough so that I can live like I want. Nee. God se genade is daar omdat ek 'n mens is. En ek wil vandag en môre sukkel ek. En vandag is ek opgewonde en môre is ek neergedruk. Ja, ons gaan mos sê ja, God se genade dra my. God se goedheid, God se guns, God se liefde. God is groter as Jakoduisel, want as dit nie so was nie, kon ek myself red. Ek kan nie myself red nie. Maar prys die Here daarvoor dat niks is 'n belofte, geen verdrukking, geen benoudheid, geen vervolging, geen honger, geen naaktheid of gevaar of swaard sal my kan skei van die liefde nie. Hy sê soos geskrywe is, om U ontwil word ons die hele dag gedood en ons is gereken as slagskape. Nou ons like nie hierdie gedeelte nie. Ons like nie ek is meer as 'n oorwinnaar en as God vir my is, wie kan teen my is? Ons almos daai uit. Maar ek wil nie 'n slagskaap wees nie. Here, ek wil nie gereken word as 'n slagskaap nie. Ek wil nie vervolg word nie. Ek wil nie deur goeters gaan nie. Maar waaroor wil ek en jy dan oorwin as daar nie 'n storm is om te oorwin nie? Ja, ek is meer as 'n oorwinnaar. Wat oorwin jy? Die benoudheid, die vervolging, die skinderpraatjies, die mense wat my in die rug steek, die mense wat my te nakom, die duiwel wat, jy moet iets oorwin om 'n oorwinnaar te wees. Jy moet tog 'n fight, want die woord van die Here sê ons het 'n worstelstryd wat nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die bose magte, die owerhede. We are at war, en ek wil vandag vir jou sê, so ek moet daarom erns, gaan jy 'n shot vat. Maar ek gaan nie die battle verloor nie. Ek gaan dalk 'n ronde verloor, maar ek gaan hier die geveg verloor nie. Ek het al 'n paar rondes verloor. Maar weet jy wat? Ek het 'n hele paar rondes gewen, nie in my eie krag nie, maar deur die krag van God wat my opgetel het. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, jy moet vanmôre weet, en ek wil vanmôre met u praat eintlik oor gebed, maar kom ons gaan aan. Ek lees nou nog net. Ek het nog nie begin preek nie. Prys die Here. Hy sê so, ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge, wat se dinge? Hierdie vervolging, hierdie honger, hierdie benoudheid, hierdie goeders, ek word gereken as in al hierdie goed, is ons meer as oorwinnaars deur hom. Hoekom is ek deur hom? Omdat hy my lief gehad het. Nie omdat ek iets reg gekry het nie, omdat hy iets reg gekry het. Because of the love of Christ, I am more than a conqueror.
omdat hy my lief het vanmôre, verdien ek sy liefde nie, maar hy het my eerste lief gehad, maar in al hierdie dinge is ek meer as 'n oorwinnaar deur hom wat ons lief gehad het, want ek is verseker, dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, Efesiërs 6 sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte, die owerhede. Hy sê, weet, eintlik my broeder word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Want ons worstelstryd is teen die bose magte, die owerhede, die heersers van hierdie eeu. So die vyand is los. Daar is demoniese magte wat jou en my wil tackle. Daar is 'n duiwel wat rondloop soos 'n brullende leeu. So dis 'n realiteit. Maar nou sê vir ons hierso, ek is verseker dat geen dood of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige of toekomstige dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel ons kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, ons Here is nie. Ek wil hê jy moet dit vanmôre sê, vir dit waardeur jy gaan vanmôre. Nothing can separate me from God. Ek wil hê jy moet dit weer vanmôre sê, al gaan jy deur 'n siekte, al gaan jy deur 'n storm, al maak iemand jou kwaad, al sit jy met 'n situasie wat jy meer vra het as antwoorde, nothing can separate me from God. Sê dit vanmôre vir jouself, nothing can separate me from God, want hy het gesê, ek hou jou in die palm van my hand, en niks sal jou ooit uit my hand uitruk nie. Is dit 'n belofte van die Here? Ja, dit is 'n belofte, dat hy het gesê, dat ek is in hom, is ek meer as 'n oorwinnaar, deur hierdie goedes waardeur ek gaan. These things will not overcome me, because of him, because of his love, omdat hy vir my is. So hou op dat die vyand vir my en vir jou sê, ek weet nie of die Here saam met my is nie, ek weet nie, bid ek genoeg, bid ek reg genoeg. God is op vir jou, deur Christus Jesus. Dit beteken omdat jy jou hart en jou lewe vir die Here gegee het, behoort jy deur hom, through the love of Christ. So deur dit wat Christus vir jou gedoen het, is jy geregverdig in Jesus Christus, sodat jy deur hom versorg kan word, want hy is nou jou Vader en jy is sy kind, en wanneer 'n Vader kom, vat hy sekere verantwoordelikhede oor 'n kind, om te sê, ek sal vir my kinders sorg, ek sal vir jou 'n God wees, en jy sal vir my 'n seun en vir my 'n dogter wees. Gaan jy net onder die verkeerde goed, but when you are in God's, as jy luister na God, as jy nie wil luister nie, dan gaan hy jou in elk geval tigtig ook. Voor God op 'n plek ooit sal kom, waar hy sy gees van jou sal onttrek, sal hy ten minste 'n hele paar keer jou tigtig. God sal met jou praat, as hy met jou ontevrede is, en jy sal dit weet. En God sal vir jou geleentheid gee vir repentance. God kom nie net en hy onttrek sy gees nie. God kom nie net en hy draai sy rug op 'n mens nie. En dis wat die vyand vanmôre vir jou wil sê, nou het jy hierdie week droog, nou ek weet nie of die Here, ek het op 'n staan en mylik my oë uit, ek gaan deur 'n ding, en ek dog, Here, het die gees van my al weggevat. En ek voel ewe skielik so leeg, en so ver, en so koud, en ek huil by die Here, ek sê, Here, asseblief, moenie die gees van my al wegneem nie. Sien, want eerens het vrees in 'n verhouding ingekom. Woord van Here sê in 1 Johannes, van hierin is die liefde, nie dat ek hom eerste lief gehad het nie, maar dat hy my eerste lief gehad het. Hy sê, maar daar is geen vrees in volmaakte liefde nie, maar volmaakte liefde dryf die vrees na buite, en daarom kan ek vrymoedigheid hê in die oordeelsdag. Hy sê, maar hulle wat vrees, vir hulle wat vrees sluit die straf in. Jy moet dit vat vanmôre, moenie laat die vyand jou laat vrees. Vrees is van die vyand af. En wanneer vrees in jou verhouding met God inkom, dan worry jy oor goed, en jy begin in ongeloof staan.
God sal met jou praat. Hoor wat ek vandag vir jou sê. God sal vir jou tot iemand stuur om jou in die bek te ruk en vir jou te sê jy beter luister want God sê jy is op dun ys. God sal met jou praat voordat hy jou net los. So wees dan gerus daarin dat God sal met jou hart praat, maar jy sal moet luister. So moenie net, God gaan nie net onttrek nie. Ek glo dit nie vir een oomblik dat God onttrek kom net sonder dat hy gewaarsku het en mooi gepraat het en getuigtig het nie. So jy nog nie pak slaag gekry het nie, is jy veilig. As jy pak slaag kry, is jy veilig. Here, dankie dat U ten minste nog met my raas. Here, want as jy nie meer raas nie, dan het ek moeilikheid. So U praat ten minste nog, U maak nog bemoeienis. Here, so dit beteken Amstel, ek is op dun ys, maar ek is nog veilig. Ek was al op dun ys, is nie 'n lekker plek om te wees nie. Glo vir my. En dis niemand se skuld nie, behalwe my eie nie. Want nou gaan partykeer ijskaats waar die Here sê die ys is te dun. Prys die Here. Filippense 4 vers 13, een van my vrou se gunsteling skriffies. Hier is hy sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Deur wie? Deur Christus wat my... Wat alles? Jy sien, ons wil hierdie skrif hier ook aanhaal, sê, ek is tot alles in staat wanneer dit met my goed gaan. Wanneer my man van my hou, my vrou van my hou, my kinders gehoorsaam is en my bankrekening vol is en daar's kos in die yskas en alles. Ek is tot alles in staat. Totdat Piet en Sannie van jou sleg praat. Ja, Here, hoekom? Ek het niks eers verkeerd gedoen nie. Dan gaan ons en dan wil ek nie tot alles in staat wees nie. Jy moet daarom in staat wees om iets te kan oorwin. En dit is die ding van die woord, dat God sê, dat ek is meer as 'n oorwinnaar. Maar ek wil dit vanmôre hê, jy moet dit verstaan, jy is meer as 'n oorwinnaar en jy is tot alles in staat. Want 2 Korintiërs 10 vers 3 en 5, 2 Korintiërs 10 vers 3 en 5, hy sê, want alhoewel ek in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgerig word teen die kennis van God en elke gedagte gevange te neem tot gehoorsaamheid aan Christus. So ons het wapens wat deur God kragtig is, maar ek kan nie vleeslik optree nie, ek moet, al is ek 'n vleesmens. I must handle it spiritually. Ek moet goed geestelik hanteer. Kom ons gaan gou verder. Markus 11 vers 22 tot 24. Markus 11 vers 22 en dit is net hier nadat Jesus daai vyeboom bestraf het toe hy wil vye hê en die boom het nie vye nie en hy sê vir hom laat dan nooit weer in ewigheid aan jou enige vrug sal wees nie en toe verdroog die vyeboom. En toe kom die disippels saam met hom daar verby en toe is die vyeboom verdroog en hulle sê, ja Here, kyk hierdie vyeboom wat U vervloek het uitgedroog en Jesus antwoord vir hulle hierdie. Hy sê, Jesus antwoord en sê vir julle, julle moet geloof in God hê. Want voorwaar ek sê vir julle dat elkeen vir die wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Nou gaan ek begin preek.
So ek het dit nou duidelik gemaak dat die heel eerste ding van my gebedslewe, ek glo ons gaan in 'n tyd waar ons lankal al geaktiveer in gebed moes gewees het, maar waar ons gaan moet bid soos wat ons nog nooit van tevore gebid het nie uit vrees vir dit wat die vyand doen nie, maar in die autoriteit en in die gesag waarin God ons as kinders, wedergebore, bloedgewaste, geesgevulde kinders van God geroep het, dat ons gaan moet bid soos wat ons nog nie voorheen gebid het nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, van die woord van die Here sê, dat ons moet ons onderwerp aan die Here, ons moet die vyand weerstaan, en hy sal wegvlug, en hy sê, van die vyand loop rond, soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind, hom moet julle teëstaan. En hy, so ek en jy as kind van die Here moet in ons gebedslewe op 'n plek kom, heel eerstens, as ek nie weet God is vir my nie, gaan my gebedslewe anders te lyk. As ek nie verstaan dat God is nie teen my nie, maar hy is vir my, dan lyk my gebedslewe heeltemal anderste, want dan begin ek te soebat en te spreek, ag Here, sal U nie dit vir my doen nie, ag Here, ek weet nie of dit God se hart is nie, but when I understand and when I know that nothing that I'm going through is God's will and God's plan, but in this God will do and move, alles sal ten goeie meewerk vir my, wat die Here lief het, maar God is vir my. Al is die omstandighede teen my, God is vir my. Al is mense teen my, God is vir my. Al is die vyand teen my, God is vir my. So ek moet verstaan dat hy het my geroep en hy het my aangestel as sy kind om in hierdie wêreld lig te wees en sout te wees, en hy het vir my autoriteit gegee oor al die werke van die vyand. Volgens Lukas 10 vers 19 sê hy vir ons, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal jou ooit skade aandoen nie. God has called you for a reason and for a purpose to stand in the anointing of the Holy Spirit, to bring a change in this world and to bring a change in your children's life, to bring a change in your marriage. Ek wil vanmôre vir jou sê dat die kerk sal moet begin bid soos nooit van tevore nie, want op hierdie stadium wil ons net bid wanneer die storm kom, wil ons net bid wanneer die aanslag kom, wil ons net bid wanneer goed verkeerd loop, maar ek wil vir jou sê, ek en jy moet in 'n tydperk ingaan, waar ek in die autoriteit van die Here staan, en sê, ek weet wie is vir my, ek weet wie is saam met my, en dat ek het klaar die antwoord gekry. So met ander woorde, I need to start praying from a place of victory. I'm not going to pray for victory. Ek gaan bid vanuit 'n plek van oorwinning. Hoekom? Want hy het gesê, ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus wat my lief het. Wat is jy? Meer as 'n oorwinnaar. Waartoe is jy in staat? Tot alles in staat. Hoekom? Omdat Christus alles gedoen het. So dit gaan oor hom vanmôre. So jy moet vanmôre verstaan dat oorwinning is klaar joune. Jy is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat jou lief het vanmôre. En ek en jy hoef nie vanmôre te bid vir oorwinning nie. Die ding waardeur jy gaan, hy het gesê, niks sal my kan skei van Christus nie. Hierdie ding waardeur ek gaan, I'm not praying for a victory, I'm praying from victory. Ek bid nie vanmôre vir genesing nie. Ek het klaar genesing, want sy woord sê, deur sy wonde het daar vir my genesing gekom. So ek bid teen siekte. Ek bid nie vir, luister hoor vanmôre, I come against everything that comes against the promises of God. Ek weerstaan die leuns, ek weerstaan die vyand, ek weerstaan die siekte, ek weerstaan dit. I'm praying from a place of victory, because he has said he is for me and he is not against me. Hy is saam met my, hy is vir my, en as hy vir my is, hoef ek nie angstig rond te kyk nie, hoef ek nie benoud te wees nie, want ek weet hy gaan my vooruit en hy is my agterhoede. Hy is vir my 'n wolkkolom in die dag en hy is 'n vuurkolom in die nag.
Hy sê vir my, al kom daar 'n bende gestorm, dan sal hulle na my toe nie aankom nie. Hulle op een pad sal hulle aankom, op 7 paaie sal hulle vlug, al val daar 1000 aan my sy en 10,000 aan my regterhand. Ek sal nie onheil vrees nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, but you need to start praying from a place of victory. Moenie vanmôre sê, ag Here, moenie, staan op. As jy geloof het in wie? In die Here, kan jy vir die berg sê, hoe het Elia gebid vir die reën? Ag Here, asseblief, moet tog nou net nie laat dit weer reën. Kyk wat wil hierdie ouens doen. Kan ons nie net die reën terughou nie, Here? Nee, hy sê so waar as wat die God leef voor wie ek staan. I know who's with me. I know wie, ek weet wie's die God wat saam met my is. Ek weet wie die God wat my hier gestel het om wat te doen. Hy sê die wapens van my stryd is nie vleeslik nie, maar dit is geestelik, kragtig deur God. So yes, I've got the weapons, but it is the Holy Spirit that makes them powerful. Die gebed is 'n wapen, maar dit is God wat die gebed kragtig maak deur die gees van die Here. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, as daar ooit 'n tyd is waar jy vir jou kinders, jou kleinkinders, vir jou man, vir jou vrou en jou huwelik moet bid, is dit nou. Moenie wag totdat die aanslag kom nie. Ja man, moet ek nou heeltyd, nee, jy bid nie uit vrees laat goed gaan verkeerd loop nie. Jy weet dat die vyand loop rond. Hy gaan aan jou huwelik raak. Ergens gaan hy aan jou kinders raak. Ergens gaan hy aan jou kleinkinders raak. Ergens gaan hy aan jou man raak. Ergens gaan hy aan jou vrou raak. Ergens gaan hy aan jou gesondheid raak. Ons weet dit, want hy sê waak, want julle teestander loop rond. Maar weerstaan hom. Staan in die krag en autoriteit. Ek vra jou sê, wanneer laas het jy in autoriteit voor God se troon gestaan en sê, ek weet wie's die God wat vir my is. Ek roep dit uit oor my kinders. Ek spreek lewe oor my kinders. Ek bid vir hulle, Here, dat geen onheil naby hulle sal kom nie. Ek kom teen elke vloek en elke vuurige pyl. Ek wil vir jou sê, James en Larissa, as daar ooit 'n tyd is waar julle in autoriteit moet staan oor julle kinders en oor julle huwelik en oor julle maatjies, dan is dit nou en sê, Here, ek gaan nie toelaat, ek gaan nie wag dat die vyand kom aanval nie. Ek gaan die eerste pyl skiet, ek gaan die eerste vuur skiet, ek gaan nie toelaat dat ek verbreek elke plan wat die vyand het oor my lewe. Ek kom teen elke skans wat die vyand, hy gaan nog ding, hy gaan 'n stronghold oprig, dan kom ek in die naam van Jesus, en daar's 'n liedjie wat die jeug sing, I went to the enemy's camp, and I took back what he stole from me. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek kan of huil by God, omdat die vyand my blydskap gesteel het, of ek kan opstaan in die blydskap van Here sê, ek vat my blydskap terug, ek vat my genesing terug, want God is vir my. Moenie vanmôre vir my sê, God is nie vir jou nie, hy is vir jou, anders is die woord nie die waarheid nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, wanneer jy weet wie vir jou is, het jy nie nodig om altyd die antwoorde te hê. Dis een van die goed waarmee ek baie sukkel. Seker dalk nie julle nie. As die Here my net baie keer wil inlig hoe hy goed gaan regmaak. Wanneer hy dit gaan regmaak. Ja, ek wil net lig my net bietjie in, Here. Wanneer kom dit? Hoe gaan dit lyk en wie gaan nie stuur en dan sê die Here, moenie worry nie, watch net. Ja, moenie worry nie, sien nou worry ons mos. Ja, maar Here, ek wil net gee net vir my 'n sign en 'n teken. Is ek nie genoeg dat jy nie 'n teken nodig het nie? Eina. Jy nie kan sê amen nie, sê eina. Is God se teenwoordigheid nie meer as 'n teken dat alles sal oukei wees nie? Straai hierdie kant. Is God se teenwoordigheid nie meer as genoeg dat alles sal oukei wees nie? Amen. Prys die Here.
is God, draai hierdie middel, is God se teenwoordigheid nie vir jou meer as genoeg, dat alles gaan oukei wees nie. Amen, prys die Here. Kom ons raak vanmôre opgewonde, want God is vir my. Ek weet nie hoekom nie, maar ek is meer as 'n oorwinnaar. Hoekom? Want hy het my lief gehad, en hy het my lief, en hy het gesê, hy sal my alles genadiglik skenk. It's a gift, sodat ek in oorwinning kan kom. Jy hoef nie daarvoor te werk nie, maar you need to start confessing it. Jy moet begin loop. Hy sê, ons wandel in die vlees, maar ek voer nie stryd in die vlees nie. Ek voer stryd in die gees. En dit verwar die vyand. Jy moet loop, ek loop hier so, en dan dink die vyand, jy sê, Jaco loop in sy kop onderste bo. Vandag, dit lyk of ons hom vandag het. Dan sloop ek hier binne. Here, ek verbreek vanmôre elke vurige pyl wat teen my kom. Ek kom vanmôre teen elke tong en elke wapen wat teen my gesmee word. So in my binnekant loop ek en ek bestraf die werke van die vyand. Waar buite lyk die vyand en hy sien die vleesmens loop en hy sien dalk dit lyk of die skouertjies hang. Ja, ons het Jaco vandag net waar ons aan wil hê, maar in die gees. Ek wandel miskien in die vlees, maar ek voer die stryd nie in die vlees nie, maar in die gees, want is in die gees waar ek die autoriteit het. Dit is die gees waar ek die belofte het, that nothing will ever separate me from the love of God. So vyand, jy gee maar jou beste slag, maar my kinders, ek en my huis, ons sal die Here dien. My man sal inkom. Hoor vandag, nee, ag Here, sal jy iets doen omtrent my man of my vrou? Hulle wil nie die Here dien. Ek wil hê jy moet begin opstaan. Sê, Here, ek wil die Here loof, dat my man of my vrou gaan inkom. Here, dankie dat my kinders gaan inkom. Dankie dat my kleinkinders deur die gees van God gelei gaan word. Here, dankie vir die krag en die salwing. Dankie dat my kinders gevul gaan word met die doping in die Heilige Gees. Here, dankie dat hierdie volgende generasie, dankie vir my kleinkinders, that they would walk on the anointing of the Holy Spirit. Lord, I pray for a double portion of your Holy Spirit over my children. I pray for a double portion of your Holy Spirit over my wife. Lord, I declare her to be victorious. Ek spreek genesing, ek spreek redding, ek spreek verlossing. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, ons loop rond en ons bid ou Bissie Bama gebedjies asof God verloor het. Ek wil vanmôre vir jou sê, my God het oorwin 2000 jaar terug. God sê vanmôre, hy soek manne en vroue wat gaan opstaan in gebed en wat nie gaan bang wees om te bid nie. As die vyand nie wil luister nie. Ek het op 'n stadium maak die vyand my baie vies. So tyd terug. So een aanslag na die ander ding. En ek raak vies. En ek sê, Here, vir elke keer wat die vyand my aangeval het, stuur vir my nog een siel om gered te word. Ter elke keer as hy my vat, laat nog 'n siel gered word. Elke keer wanneer hy my ou fondasietjie wil kom skud, bring vir my nog 'n siel. Hy moet nou so bang wees om my te vat, want dan kom net siele in. Hy moet nou so frustreerd wees. En ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, ons wil op 'n hoopie sit, terwyl God sê, jy is meer as 'n oorwinnaar. Want ek het jou 'n belofte gegee. Niks sal jou ooit kan skei van my liefde wat ek vir jou het nie. Hoor vanmôre, hierdie woorde, niks sal jou kan skei van die liefde wat ek vir jou het nie. Dis God se woord, dit kom uit sy hart uit. Dis nie my woord nie. Dis God se woord. Dis God se woord. Hoe is dit dat die vyand vanmôre vir jou sê dat God sien jou nie raak nie? Ja, maar Here, ek wil net daarom weet jy wat, ek het nie al die antwoorde vir myself eers nie. As nou nog goed in my eie lewe wat ek nie weet hoekom, waarom of wat nie. Maar ek weet een ding, hy weet en dis genoeg. Here, ek weet nie hoe gaan hierdie ding regmaak nie, maar U weet, dis genoeg. Solank U my het, sal alles ten goeie meewerk.
En watter kant hoe hierdie ding ook al moet gaan, solank ek U het, en solank U my het. Ek het die woord gebring vanmôre, soos wat die Here op my hart gelê het. Ek wil vanmôre, jy moet vanmôre opstaan. Woord van die Here sê in 1 Petrus 5, hy sê vers 7, werp al julle bekommernisse op hom. Hoekom? Want hy sorg vir julle. Miskien af en toe. Nee. Hy sorg vir jou. Klaar. Werp al jou bekommernisse op hom. Want hy sorg vir julle. En dan sê hy, wees nugter en waaksaam, want julle teestander loop rond. Soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan. Staan vastig in die geloof. Omdat julle weet dat die lyding, selfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Staan vanmôre, staan vastig. Hy sê op 'n ander plek, staan vas. Wees manlik, wees sterk. Staan in die roeping waarvoor God jou geroep het. Here, maar dit is moeilik om te staan. My krag word in jou swakheid volbring. Maar krag sal jy krag hê. Hoekom? Want ek is tot alles in staat. Deur Christus, wat my lief het. Staan op jou voete saam met my. Ek wil vanmôre by jou beroep doen, dat die Here roep vanmôre manne en vroue, om te begin bid vanuit 'n plek van oorwinning. Wil jy moet vanmôre elke vorm van twyfel, elke ding wat teen die belofte van God staan, vanmôre een kant toe skuif, werp dit op hom. Sê Here, U sal sorg vir dit. Maar I'm taking back what God has given me. Ek vat my autoriteit, ek vat my blydskap, ek vat dit. Here, my kinders maak my dalk grys, en ek weet nie meer, ek het nie meer raad nie. Ek gaan vanmôre vir hulle begin bid, dat die poorte van die hel sal skud, vanmôre. I'm gonna start praying in the anointing of the Holy Spirit. Ek gaan nie bid vir oorwinning vir hulle nie, ek gaan bid vanuit oorwinning. Hoor vanmôre, God said He's looking for a people that's going to pray from victory to victory. Vanuit oorwinning. Oorwinning is klaar joune. Vader, ek het hierdie woord gebring soos wat U dit op my hart gelê het. Vader, en ek bid vanmôre dat U, Lord, stir up faith in people this morning. God, I pray for the anointing of your Holy Spirit to be poured out in every person in this place. That you will rise up a people that will stand under the anointing and under the power of your Holy Spirit. A people that will be unashamed and not afraid to stand and stand firm in faith and in prayer. To start praying for their husband, they start praying for their wives, start praying for their children, start praying for the lost, start praying for this world. A people that will be empowered by the Holy Spirit and that will be unmoved. A people that will stand firm. Ek wil red vanmôre, Here, dat die lamknieë weer opgerig sal word en die slap hande weer vanmôre sterk gemaak sal word, dat hulle wat moeg geraak het vanmôre nuwe krag sal kry om te staan onder die krag en die salwing van die Here vanmôre. Rise up and be healed in the name of Jesus. Rise up and be healed. Rise up and be healed. Ek wil vanmôre vir jou sê van die woord van die Here sê, rise, shine, for your light has come, for the glory of the Lord has risen upon you. Rise, shine vanmôre. Staan op, want God sê, sy heerlikheid gekom. When the enemy comes in like a flood, God will raise up a standard against him. God soek vanmôre 'n standard
Spirit that will stand up when the enemy comes in, that you will stand under the anointing of the Holy Spirit and said, I will not be afraid. I will not back down. I will stand firm in my faith. Dankie Here dat U vanmôre mense leer om anders te bid vanuit 'n plek tot oorwinning in Jesus naam. In Jesus naam, dat die berge sal skuif en in die see gewerp sal word, dat ons kinders gaan inkom, dat ons kleinkinders gaan inkom, dat die man sal inkom, dat die vrou sal inkom, dat die huwelik sal herstel. Ek bid vanmôre Here, dat hierdie kerk sal vol word, dat hierdie dorp gered sal word, dat elke dwelmhuis toegemaak sal word. Ek bid vanmôre vir 'n beweging van God oor Lydenburg. Lydenburg, kom in die koninkryk in. Ek bid oor die laerskool, ek bid oor die hoërskool en oor elke ander skool en oor elke naskool. Ek bid dat kinders sal inkom in die koninkryk van die Here. Ek bid vir onderwysers om weer onder die gees van God te begin bedien en ons kinders sal lei in spore van geregtigheid. God, we call for a move of your Holy Spirit over Lydenburg. God, we pray vir elke kerk, elke prediker, elke dominee, wie hulle is, om aangeraak te word met 'n nuwe vuur en 'n nuwe salwing. God, we call Lydenburg back for the kingdom. Ons roep Lydenburg, kom in die koninkryk. Elkeen wat afgedwaal is, elkeen wat teruggeval het, elkeen, we call them back, we call them back, we call them back. Kom terug in die naam van Jesus. Dit wat die vyand gesteel het, roep ons terug in Jesus naam. En dit sal so wees. Ons sal so wees. Gee aan die Here lof, gee aan die Here die eer, gee aan die Here die aanbidding vanmôre. Prys die naam van die Here.